Shabbat Shalom almal en welkom by 'n baie spesiale Mikrot vanaf Orlando, Florida. Ons het pas 'n baie spesiale projek hier voltooi waar ons 'n miskan kon saamstel met mense van baie verskillende nasionaliteite. Dit was epiese dae wat ons beleef het. Ek wil vandag afsluit met 'n baie belangrike en spesiale woord vir julle. Daar is iets vreemd en buite orde in die Torah gedeelte hier. En tensy jy 'n skerp oog het, sal jy dit nie raak sien nie. Dit sê in die Torah net aan die einde van hoofstuk 39 dat die werk aan die miskan begin het, dat die werk aan die miskan plaasgevind het. Maar dan sê dit in net die volgende vers dat die kinders van Israel die krasim na Moshe Rabbeinu gebring het. Die woord krasim in Hebreëus kom van die woord krisa, wat pyn beteken. Dit beteken brokstukke, gebreekte stukke hout. Hulle het 'n miskan gebring wat onvolledig is. Wag 'n oomblik, as dit die geval is, hoe kon dit vroeër sê dat die miskan reeds gebou was en die miskan reeds ingestel was en dat die werk van Avodat HaKodesh plaasgevind het? Het ons nie 'n miskan nodig gehad sodat die Avodat HaKodesh kon begin nie? Die Torah kom om ons iets baie belangriks te leer. Jy sien, die Avodat HaMiskan het in Exodus hoofstuk 25 begin. En partykeer moet ons onthou wat Pirkei Avot vir ons leer. Pirkei Avot sê, moenie na die houer self kyk nie, maar kyk na wat binne in die houer is. Wat is die essensie van die houer? Dit is iets wat jy moet onthou. Kyk agter my. Ek is hier in een van die heel mooiste sinagoges, wat ek jou nooi om een of ander tyd te kom besoek om die vakmanskap te sien. Net soos die Torah gedeelte vandag, het die vakmanskap wat plaasvind, al vir baie jare hier plaasgevind. Iemand het gekom, iemand het hier die ark gebou, iemand het gekom, en ek kan jou wys indien jy kom. Iemand het 'n pragtige en wonderlike pragtige Aron opgerig. Wat is die essensie? Wanneer het die Avodah begin? Het die Avodah begin toe die Aron opgerig is? Was dit dan toe die miskan opgerig is? Die antwoord is nee. En dit is iets wat ons moet verstaan, dat in God se gedagtes die werk reeds in Exodus begin het. In hoofstuk 25. Die miskan was reeds aan die begin opgerig, want die Avodah is so lank die werk aan die gang is. Dus, al was dit nie voltooi nie, was dit reeds genoeg vir Hashem. Hy het gesê, nee, die Avodah het lank gelede begin. Wat is die gevolgtrekking vir ons almal hier? Wat het die Torah ons kom leer? Onthou iets. Om 'n houer te wees waarin die Shekhinah gevestig is. In wese het God gesê, nee, die Shekhinah is reeds hier. Die miskan is dalk nog nie gebou nie, maar die Shekhinah woon reeds onder julle. Vir ons om op hierdie vlak te kom, moet jy onthou, God soek nie dat jy moet kan sê, regmerkie, alles is voltooi en alles is perfek om 'n instrument te wees wat tot diens kan wees van die miskan nie. Om 'n lewende miskan vir God te wees, is al wat jy moet doen om aan te hou werk en jouself beskikbaar te stel, en selfs al het jy pyn, soos die Torah hierdie week wys, die krasa, die krasin, kyk hierna. Dit is ongelooflik wat die Torah ons hier leer. Hoofstuk 39 vers 32. En al die werk van die miskan in die tent van samekoms het gebeur. Bekom. Omdat die kinders van Israel alles gehoorsaam het wat Hashem aan Moses gegee het. Sien jy, wandel in gehoorsaamheid. Jy sal tekort skiet. Jy sal baie brokstukke hê. Maar God sal jou werk seën. Hy sal jou werk seën as jy hierdie dinge doen, selfs al is dit in werklikheid nie perfek nie. Dit, vriende, is 'n boodskap van genade. Die boek van Exodus eindig hierdie week met 'n boodskap van genade vir ons almal om te onthou. Onthou, wet en genade sal altyd saamgaan. En dis die boodskap wat Moses aan ons nagelaat het. God seën jou. Dit is Mikrot vir hierdie week.